Goeiedag geliefdes, dit is vir my wonderbaarlik om weer saam met u te gesels uit die woord van die Here. En ons is by Romeine die eerste hoofstuk, waar ons die eerste vers met mekaar die afgelope paar weke hanteer het. En ek het hierdie vers sommer net opgebreek in verskillende woorde wat gebruik is, en ek het vir u gewys op die individu Paulus in die eerste plek. Wie was Paulus? Daardie man wat die gemeente van die Here vervolg het en die volgelinge van die Here doodgemaak het. Wat Jesus Christus ontmoet het en wat in 'n totaal ander mens omskep is. Ek het toe vir u gewys op die identiteit van Paulus as hy homself klassifiseer en sê ek is 'n diensknegt van Jesus Christus. Toe het ons gepraat oor die inlywing van Paulus wat hy homself sê ek is 'n apostel van Jesus Christus. Hoe hy ingelei is tot die apostelskap. En toe het ons met mekaar gepraat oor die ingesteldheid van Paulus as hy sê, ek is afgesonder tot die evangelie van Jesus Christus. Vandag wil ek met u praat oor die inspirasie van die woord. Die waarde van God se woord. En net weer vir u sê, geliefde, ek wil vir u herinner daaraan, die oomblik as ek en jy die Bybel oopmaak, is dit God wat aan die woord kom. En praat ons hier oor die gesag en die autoriteit en die waaragtigheid van die woord van God. Ek wonder of ek vir u die vraag kan stel. Watter plek vul die woord van God nog in jou lewe en wat is die waarde van die woord van God? Is die woord van God nog dit wat ek dit noem? God wat aan die woord kom. God wat sê. God wat spreek met jou en my. Die oomblik as ek die Bybel oopmaak, is dit God wat begin praat. Hoe gaan ek met sy woord om? Luister ek met intensiteit? Luister ek met 'n ingestelde hart om sy woord te hoor en sy woord tot uitvoer te kry? Die apostel Paulus gebruik egter 'n mooi woord. Hy sê wat hy van tevore beloof het. Dit wat God gesê het. En geliefdes, alles wat God gesê het, sal op die letter so waar word. Die Bybel gee vir my die beloftes van God, gee vir my die instellinge van God, die verordeninge van God, sê vir my wat God vir sy volk wil sê. Dit sluit die 10 gebooie in. Dit sluit al die verordeninge en insettinge in. Dit sluit in wat God vir sy profete gesê het deur die eeue, wat hulle aan mense moet gaan verkondig. 'n Mens dink besonderlik aan een geval, toe die volk van Israel uit Egipte land uitgelei is, en hulle kom by die berg Sinaai, en God daal op die berg neer. Die berg begin bewe, donderslae in die lug dreun, en die berg lyk of in die brand is hy rook. So geweldig is hierdie verskyning van God, dat die volk vreesagtig word, en bewend voor Moses staan, en sê, Moses, moet asseblief nie, dat die Here weer met ons praat nie. Laat die Here met jou praat, dan kom sê jy vir ons, en alles wat God sê, sal ons doen. Hulle herhaal dit. Alles wat die Here sê, sal ons doen. Ons sal luister na God se woord. Hy het die profete gestuur, na sy volk toe om te gaan sê, so sê die Here. En dit is die taak van die profeet, om by God te hoor en vir die volk te gaan sê, so sê die Here. Geliefdes, dis vandag nog so. Enerzijds wanneer ek en jy die Bybel oopmaak, dan is dit God wat praat. Kan ek dit weer sê? As jy die Bybel oopmaak, is dit God wat praat. Daarom moet ek luister na God se woord, en nie alleen na sy beloftes nie, maar na al sy insettinge en na al sy verordeninge wat hy in sy woord vir ons gegee het. En tog vind ons dat die mens so dwaas is
om die spreuke van God een kant toe te gooi, en selfs in Jesaja 30 so ver te gaan, dat hulle vir die profeet van die Here sê, en ek wil hê jy moet hoor wat sê hulle vir hom. Hulle sê hierdie woorde in Jesaja die 30ste hoofstuk, vir die kindjie van die Here, vir Jesaja. Ekskuus geliefde, ek vat hom net gou raak hier, ek was nou by Jeremia. Jesaja 30, hoor jy by die 9de vers. Want is 'n wederstrewige volk, leenagtige kinders, kinders wat die wet van die Here nie wil hoor nie. Wat aan die siener sê, sien nie. En aan die profete profeteer vir ons wat nie reg is nie. Spreek vleitaal vir ons, profeteer bedriegery. Wyk af van die weg, buig die pad, laat die heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn. Wat 'n geweldige dwaasheid. Ons wil nie hoor wat God sê nie. Dit is vir Jeremia gesê. As jy nie ophou om hierdie woord van God na ons toe te bring, wat vir ons aankla en wat vir ons in 'n situasie van bedreigement van God plaas nie, dan gaan ons jou doodmaak. Hy word uiteindelik in 'n put gegooi om daar te sterwe. En as daar nie mense was wat 'n hart gehad het vir die profeet om uit te trek nie, dan het hy in die put wat die koning aanbetref gesterwe. So was die aanslag teen al die profete van die Here. Elke een wat opgestaan het en gesê het, so sê die Here, was nie welkom nie. Die profete het baie vir die volk gepraat. Die profete van die Here het almal as dit ware 'n gruwelike dood gesterwe. Hulle was vervolg. Mense wil nie hoor wat God sê nie. Daar in Johannes 1 sê die Here, ek het aan my eie volk toegekom, en hulle wou my nie aanneem nie. In die 3de hoofstuk sê hy, die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, en hulle wou nie dat die lig kom nie, want die lig openbaar hulle sonde. Mense wil nie oortuig word dat hulle sondaars is nie. Mense wil nie oortuig word dat hulle voor God skuldig is nie. Mense wil eerder in hulle sonde bly, as wat daar iemand sal opstaan wat vir hulle sal sê, julle moet julle lewe met God in die reine bring. As ek bevestig dat die Bybel die woord van God is, dan wil ek graag vir u die apostel Petrus aanhaal, in 2 Petrus 1 vers 20 en 21. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrewe het die heilige manne van God gespreek. Ek en jy, in die tyd wat ons vandag lewe, moet ons die woord van God oopmaak en weet dit is heilige manne deur die Heilige Gees gedrewe wat vir ons geskryf het. Dit sal nooit verander nie. Die Here Jesus het in Matteus 5 vers 17 gesê, die hemele en die aarde sal verbygaan, maar nie een jota of titel, nie 'n komma of 'n punt uit die woord van God sal verlore gaan tot in alle ewigheid nie. Die woord van God is tydloos en vir ewig. Alles sal vergaan, maar dit wat God gesê het, sal bly. En dit is eintlik die roeping van die predikant. Dit is eintlik die roeping van die leraar, die evangelist vandag, om elke keer as hy op te staan te kan sê, so sê die Here. Petrus sê dit ook, wanneer julle aan die woord kom, wanneer julle preek, laat dit wees asof God deur julle aan die woord kom. Wanneer julle preek, laat dit wees woorde van God. Dit is die roeping wat ons as kindertjies van die Here het, as ons praat met kinders van die Here, en as ons hulle toerus. Geliefdes, ons is geroep om dit te doen. Dis my roeping van die Here, soos die apostel Paulus sê, ek is deur God geroep om hierdie evangelie te verkondig. Ek het deur God geroep om sy volk toe te rus.
En elke leraar wat op 'n kansel staan, moet dit vir homself uitmaak om te sê, ek is 'n geroepene. Ek het 'n boodskap wat ek moet oordra, wat ek aan mense moet gee. So sê die Here. Nie my eie slim stories nie. Nie iets wat ek opgemaak het waarin ek mense besig hou nie, maar elke keer as ek praat, moet ek die woord van God onder die voete van mense plaas, dat hulle kan besef, wat sê die Here? Ons lees beloftes. Ag, dit is so mooi. Hoe ryk is God se beloftes nie? Hoe ryk sê Korintiërs vir ons in 2 Korintiërs 1 vers 20. Elke belofte van God is ja en amen vir ons in Christus. Sal God iets sê en dit nie doen nie? Sal God iets uitspreek en dit nie waar maak nie? God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy is ook nie 'n mens se kinder dat hom aan mistasting bloot kan wees nie. Daarom is die woord van God ewigdurend. Daarom die Nuwe Testament. Kom die Here Jesus en die profete en die apostels en sê, soos daar geskrywe staan. Dis wat hy hier vir ons sê in Romeine. Soos God in die skrifte beloof het. Soos wat die Bybel vir ons sê. En hier die Here Jesus het gesê, soos Daniël gesê het, soos Jesaja gesê het. Hulle het met hulle eie volk gepraat in daardie tyd. Maar die boodskap gaan verder, dit gaan tot in alle ewigheid, tot die Here Jesus Christus terugkom, sal dit die woord van God bly. En sal die woord van God die standaard wees, waarvolgens ons gaan lewe. Ja, die Here Jesus self het gesê, ek gaan julle nie oordeel nie. Die woord wat ek tot julle gespreek het, sal julle oordeel. Hoe ryk is die seën van die Here vir sy kindertjies? Wat het God in gedagte vir sy kinders, as hy sê God het die woord van die belofte gegee, soos dit in die skrifte deur die profete aan ons verkondig is. Soos ons Gods gehoor praat het met ons. Heilige Gees gedrewe. En onthou, die Heilige Gees is God. Onthou, die Here Jesus Christus is God. En die Vader is ook God. Ons aanbid die drie enige God. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Daarom as die Heilige Gees vir ons die woord kom openbaar, dan is dit God wat met ons praat. As die woord ingegee is tot die Ou Testament, is dit die drie enige God wat dit gesê het. Daarom dra dit goddelike gesag. En daar is geen mistasting, daar is geen aanpassing, daar is geen teregstelling of regstelling van die woord van God nodig nie. Dit is die heilige skrywe. Dis die heilige gebod van God. Dis nie 'n boek nie. Dis God wat aan die woord kom en met ons praat. Ja, sê die Bybel, die woorde van God is 7 maal gelouter, vlekkeloos, onberispelik. Elke woordjie in die Bybel wat God gesê het, is absoluut en is fouteloos. Daar kan nie aan gepeter word nie, daar kan nie aan verander word nie, want God het so gesê. En dan sê die Here Jesus daar in Johannes 14, as julle my dan lief het, sal julle my woord onderhou. Sal julle my woord doen. En as julle my woord lief het, sal my Vader julle lief hê. En ek en die Vader, ons sal by julle kom woon. As jy my woorde nie gehoorsaam nie, as jy my woorde nie lief het nie, dan is dit 'n teken dat jy my nie lief het nie, en dat jy my nie in jou lewe eerbiedig nie. God en sy woord is 'n eenheid. Dit wat God gesê het, en ook met sy woord omgaan, sê wat ek van God dink, en ook oor God voel. Daarom moet ek en u met respek die woord van God hanteer. Daarom moet ons nougeset luister na wat die woord sê. Efesiërs 5 vers 15 sê, pas op dat julle nougeset wandel. Nie as onwyses, maar as wyses, en koop die tyd uit, omdat die dae boos geword het.
Daarom het God vir Joshua gesê, Joshua, jy moet nou geset handel, volgens alles wat in die wet van Moses geskrywe is, dat jy dit noukeurig nakom, dan sal jy voorspoedig wees in al jou weë. Daarom het in Deuteronomium die 11de hoofstuk vers 24 tot 26 gesê, as julle my woorde onderhou wat ek vir julle sê, sal julle geseënd word. As julle nie my woorde hou nie, sal julle met die straf en die oordeel van God te maak het. Paulus sê, soos hy van tevore beloof het. Soos hy dan van tevore vir ons in die heilige skrifte gegee het. En wanneer Paulus sê die heilige skrifte, dan verwys hy na die Ou Testament. Die Ou Testament was Paulus se Bybel. Die Ou Testament was Jesus se Bybel. Die Ou Testament was die apostel se Bybel. En ons lees so min die Ou Testament. Jy sal God in sy wese net in die Ou Testament werklik ontmoet. In die Nuwe Testament ontmoet jy Jesus en die werking van die Heilige Gees, maar lees die Ou Testament, daar kry jy nou die karakter, die optrede, die wese en die wandeling van God te maak om te kyk, hoe het God met mense gewerk. En Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 6, kyk na die Ou Testament, kyk wat het God met sy volk gedoen, sodat jy versigtig kan wees, dat jy nie in dieselfde oordeele val, waarin Israel geval het nie. Leer uit die Ou Testament wie is God. Leer die karakter van God. Leer om God se woord te respekteer. Kyk hoe het God met mense in die Ou Testament gewerk, sodat jy kan ontdek wie God is. Ek bid dat die Here vir u seën. Ek bid dat ek en u werklik ontzag vir God se woord sal hê, en werklik elke keer as ons die Bybel oopmaak, met intensiteit onsself sal voorberei om te sê, nou gaan ek hoor, wat sê God? En ek wil niks mis van wat God sê nie, en dan in aanbidding voor hom te buig, as jy gelees het om te sê, Here, ek het u spreuke gehoor. Ek het u stem gehoor, en dan praat jy en jy antwoord God op grond van dit wat jy gelees het. Ek gaan volgende keer met u verder praat, maar mag die Here vir u ryklik seën, en mag u God se woord maaldadig geniet, terwyl u dit lees. Mag dit vir u wees wat die psalme sê, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Die Here seën vir u so ryklik, totdat ons weer saam met mekaar gesels. Goeiedag vir u, ek bid u die Here se rykste seën toe. Goeiedag geliefdes.